your girl. Hi guys, welkom terug bij mijn YouTube channel. So vandaag gaan we een beetje praten over unemployment en hoe dit voor mij affect. So ik kan niet voor allemaal praten, ik kan niet like uit mijn experience uit praat, als ik het nog echt zeg. So ik is nou currently unemployed voor 2 maanden. Ons gaan nou aan vir die derde maand alweer. Ja, dit het vandag gegaan hè. En is tough. Vir my is dit tough cause ek het nog altyd vanaf ek matrikula gemaak het, daai selfe jaar soos November, my matriekjaar November, Desember het ek al my matriekjaar November maand. Toe was ek mos al klaar met school, toe ek begin werk al. So ek werk al van die tijd af. Van die tijd af, daar was nooit like actually a break in between nie. Basically net in COVID tijd was daar like a few months break wat ek unemployed geweest het. Maar besides that het ek nog altyd een werk gehad. Ek het nog altyd my eie geld verdien. Maak nie saak hoe min het was nie. Het was genoeg vir my. Om dus nou voor myself te, hoe kan ik zeggen, like my needs to cover of whatsoever. So even toen ik gestudeerd, was ik like a rich bitch. Maar even toen ik gestudeerd was daar some sort of income van Niswa's kant af moest en obviously het my ouders moest nou voor my geld gegeven whatsoever. But now is het like is meer tough man, cause ek het 'n vaste werk gehad. Toe ek by Troodos gewerk het en daar het ek mos nou vir my accounts opgemaak. Ek het polisse uitgehaal. Like you know the normal stuff you do. En wat nodig is, cause jy moet 'n polis hê. En die klere, die account wat jy het is 'n TFG account. Like obviously, sy's young, you wanna buy things, but sy het mos nie altyd die kontantie, so 'n rekening is very much better in die sense. So ja, so nou mos nou van die college af, het ek mos nou my internship gedoen, daar het ek ook my eie geld verdien. En like, nou wat ek unemployed is, nou het het like, dit hard, het is net terrible with a capital T. Cause omdat ek het eintlik baie skuld hê, né? Okay, let's get into this. Soos ek nou gesê het, ek het eintlik baie skuld. Die al skuld wat ek het is my polis, ek het my klere rekening, dan het ek Netflix en my phone, my kontrak, my pa se kontrak. So is al twee op my naam. So my pa het nog altyd my phones betaal. Ek het altyd my klere rekening betaal, my polis betaal, my Netflix betaal. Ja, en nou is daar die issue van die space. Ek het ook my ja, die space is ook nou R60 'n maand wat ek mos nou obviously moet betaal. So my polis is wat amper R400, my klere rekening is R600 'n maand. Netflix is R200 'n maand. En dan die phones is basically R2000 'n maand. So elke maand het ek sê R4,000 nodig om te cover wat ek moet cover. So op hierdie huidige oomblik betaal my ouers mos nou alles. Soos my pa betaal mos nou die phones en hy betaal my Netflix, my ma betaal my polis en my account. Nee. En dan my pa sit mos nou elke maand like 'n klein bietjie ekstra in, waarvan ek altyd my space betaal het, soos die R60 mos nou. So actually last maand geweest. Toe het die space 3 keer afgegaan. Toe het ek het sommer gecancel ook. En na die, so my space is nou
finish, finito. My space is klaar. En ek het nog nooit weer 'n R60 om my space te weer in te sit of om weer te subscribe by Spacey. So ek sit nou met daai probleem. So is tough. So even though my ouers my skuld betaal, het ek niks vir myself nie. Dus ek kan niks vir myself gaan koop van my kant af nie. En jy weet, ek is jonk. Ek raak nou Vrydag, raak ek 24. Ek is 24 years old. I'm almost 24 year old. En ons is jonk, ons wil uitgaan, ons wil die koop. As ek nou iets sien wat ek wil hê, dan wil ek dit vir my koop, maar ek kan nie, because I don't have the means to. Soos my ma sal nou en dan vir my klere koop nou, of so, maar dis, 'n mens moet wag mos nou. Verstaan, because daar is mos nou nie altyd, so jy moet wag. En is tough, because why? So yeah, it's a very tough situation. And like my mense koop mos my toiletries, my skincare, my everything that I need. Ek koop hulle mos nou obviously. But I mean, like, ek het nie geld om uit te gaan nie. Ek het nie geld om so nou miskien 'n koffie te grab nie. Ek het nie geld om nou as friends uitgaan, geld om uit te gaan nie. Ja, soos ek sê, is tough. En wat wil ek even nou iets gesê? Ja, soos even as dit naweek is, mense het lus vir 'n syretjie of 'n potjie of you know. En ek het die. I don't have. And it's a tough situation, because ek vra nou en dan vir hulle, of ek vra baie vir hulle, om vir my 'n syretjie te koop of whatsoever, maar dit kom net nooit so ver nie. So ek moet nou wag tot wanneer hulle vir my 'n syre koop, of wanneer hulle so voel, verstaan? En ek vibe. So ek het aan mekaar coils nodig, ek het aan mekaar flavor nodig. My flavor is nou letterlik, ek gaan op julle wys. Okay, dit is waar my flavor nou lê. As julle nou mooi kan sien. Ja, so wat is hier nog? Sê maar 2 refills, is hier nog oop. Moet dit hier van self toe gaan. Anyway, so daar is seker nou nog 2 refills oor, en dit moes al lankal opgewees het al. Because ek rook my nou, die afgelope week, sal ek sê, het ek nou geaai hoeveel daar in is, en try om spaarsamer te rook, of nie so baie te rookie. So ek rook nou soggens, en wanneer ek maar nou 2-3 skywe vat, en dan die dag wat ek maar nou 2-3 skywe, so ek sit en rook nooit, like, soos ek nou sal sit en rookie bestaan. Because die flavor gaan opraak, en ek het die geld om vir my nog flavor te koopie. En as ek nou vir my flavor moet koop, dan moet ek nou vir my die coils ook koop, en waar gaan die geld vanaf kom, verstaan? Soos ek moet nou weer my pa vra om vir my flavor te koop, en dan moet ek nou eers luister, wat gaan hy sê, of hy het om vir my flavor te koop. En die flavor is $2.50, het ek nou 'n dag by 'n winkel aan die mall gevra. So hulle is nou so ver die cheapste. So is nou $2.50, en dan, ek weet nou nie hoeveel is hulle coils, maar die winkel hier in die dorp by ons, se coils is, hulle verkoop die los coils hier. Soos ek het altyd in Stellenbosch, los coils gekoop, is like R50 vir 1 coil. Maar hulle het dit, hulle verkoop 'n pakkie met 2 in vir, wat was dit, $150. So wat ek nou nodig het, is nou, moet ek nou die pakkie van 2 coils koop, dat is $150. Dan moet ek die flavor koop, van $2.50, wat vir my al in daaraan uitwerk, is R400. R400 met waar. R400 met waar vanaf kom. Oh my word, so ek weet, because how am I gonna smoke? I don't know. En like, dis nou my situation, maar daar is mense wat like, hulle
werk en dan kry hulle 'n bietjie salaris en dan moet hulle huur betaal, hulle moet kos koop, hulle moet dit doen, hulle moet dit doen, hulle kinders, die kinders moet eet, die kinders moet kerklere, die kinders moet in die skool kom, die kinders moet kerk die kinders moet hier dit en dit en dit. So as staf, cause ek bly by my ouers. Dis waar ek kos kry, dis waar ek klere kry, dis waar ek toiletries kry, dis waar ek alles kry, dis waar my skuld betaal word. Al wat ek keer is geld van myself om miskien te gaan spend of dit like random stuff te koop of te wat ek wil is dis al waar die geld moet inkom. Of soos my flavors of so nou. Maar by ander mense is dit weer hulle moet jy geld vir real life stuff. Moet jy geld vir kos, moet jy geld vir huur, hulle moet jy geld vir hulle kinders. So I can really say I understand. Ek is nog nie in so 'n situation nie, but uit my experience kan ek verstaan hoe ander mense moet voel wat nog meer responsibilities het om te onderhou. So it's very tough. So unemployment is no joke. En ek doen aansoek by werke, maar niemand bel eers om my terug nie. Like, wat? Niemand kom terug na jou toe nie. Al wat jy kry is regret emails. En dan vraag jy vir jouself, like, how? Because nou, doen sy aansoek vir weer. Die mense post die jobs, maar dan het hulle klaar mense in hulle mind wat hulle gaan aanstel, wat reeds by die company werk. So hulle post die werke, nou net vir, het is maar nog nie daar. Verstaan? So ek dink dit is ook 'n bietjie unfair. Like, geef vir die mense 'n kans. Geef my 'n kans. Ek soek 'n kans. Because I need the money, bitch. I need the money. En nou praat ek eers van armoede as en because me, ek is seker baie van julle weet hoe voel ek wat sy sê en hoe lief is ek vir haar. En obviously when you love someone you want to give. But at this stage I don't have anything to give but my love. Because ek hou van spoil. Ek hou van veel spoil. En dis iets waar my ouers en sy kan, dis iets wat hulle kan sê sonder om 2 keer daaroor te dink. As ek het, dan ek gee, like my birthdays en Christmas en whatsoever, ek spoil. En nou op hierdie stage het ek nie om te spoil nie. Ek het nie om vir haar te spoil, ek het nie om vir haar te koop wat sy wil hê nie, as sy nou miskien iets niets gesien het hier, wat sy steeds wil doen, I don't have to give. Jy sal sê, kom nader. Wat sê? Ek maak 'n video oor unemployment. Sê vir hulle, like, if I have, dan spoil ek vir jou nie. Maar nou het ek nie om vir jou te spoil nie. As ek gaan sê, besteden. Ja, so dis hoekom ek 'n werk nodig het, want ek moet die kinders stedelik koop. Of jy gaan weg, jy gaan daar sê, kom. Dis is nie gesê. Ik weet niet, hij doet Hello. Hello. Please close the door behind you. Ik is wel bizar. Wat sta je aan? Dat is spier. Dat heb ik nog Wie? een spier. Oh, cute. Ik weet het. Ja, so dat is my story. That's my story. En ja. So unemployment is tough. Unemployment is eye-opening. Unemployment is worrying. En dit vat 'n jaarse tol op jou mental health. En jaarse tol. Because sometimes dan sit ek hier en is ek like so in 'n depressie ingevang. But you know, ek is nou al so ver vorder met my
depression en anxiety dat ek wys dit nie eens meer uit of so nie. Like ek sal stil raak, maar sy sal dit nog nie eintlik oplet nie. But daar's baie kere wat ek hier like stil sit en wil ek huil, cause like 'n staf man is net 'n staf. So ja, al wat ek kan sê is staf en ja, soos ek gesê het, dit vat 'n jaar se tol op jou mental health. But op die einde van die dag moet 'n mens maar net sterk wees en deurdruk en glo dat die man van bo op planeet en dat hy nie vir jou net so gaan los nie. But even though 'n mens dit weet en dan is nog altyd like in the back of your mind is like het voel net 'n mens kan nie meer, dit is meer las om op te sê nie, is net it's not nice. It's not nice. But yeah. So asseblief julle comment asseblief julle experiences, die van julle wat wel. Ek weet ons almal was op 'n stage unemployed gewees. So comment asseblief julle experiences en hoe julle gevoel het en ja, ek sal love om julle comments te lees en alles daai. But yeah, that's my story. En ek hoop volgende keer gaan ek met 'n beter story kom, cause hopefully I'll be employed by then, bitch. Then you won't see a worry in my eye. But yeah, comment asseblief hoe julle gevoel het, wat julle experiences was, waar julle moes gegaan het. En comment asseblief ook of julle beter en kan uitgekom het. So ja, daai kan tel as 'n testimony. So los julle testimonies in die comments below. Okay. En ja. Ja, dat is al wat ek kan sê. So ja, ek hoop julle het die video enjoy. Ek hoop ek het julle te sad gemaak met my geklage nie. But this is gonna be the last like sad video for a while. Of serious video for a while. Because ek wil nou begin like pranks doen and stuff like that. So yeah. Thank you for the engagement of my videos, guys. Thank you for the love. And yeah, soos ek my altyd sê, don't forget to like, comment and subscribe. Turn on your post notifications so you get notified every time I post. En asseblief, soos ek gesê het, comment down below, share die video. Yeah. Bye guys.